van verwond na verwonderd, het u my hart kom keer. My oë sien uw werke, my siel buig voor u neer. Waar pyn nog in my spore lê, het u genade my kom vind. U fluister deur die stilte heen en maak my hart weer kind. My ore hoor u roep, stem sag, die waarheid breek die nag. Ek staan verwonderd, Here, voor alles wat u doen. Uw woord bring lewe in my, uw liefde bly my roem. Ek staan verwonderd, Here, voor alles wat u doen. Uw woord bring lewe in my, uw liefde bly my roem. Van verwond na verwonderd, in u word alles nuut. So, ek hoop julle kan hoor, is die klank reg. Ek het ongelukkig net een volume en dis dit. So ek hoop hy's reg. As julle kan hoor, is ek dankbaar. Wat 'n voorreg om vanoggend saam te reis. Ek beskou dit altyd as 'n groot verantwoordelikheid, maar ook 'n wonderlike voorreg dat die Here se woord die padwyser is vir my lewe en dat ek daaroor mag praat, dat die Here my vergun om oor sy woord te mag praat, en dit wil ek graag doen so lank ek kan en so lank ek lewe, want ek onthou toe ek 'n jong ouetjie was, ek het nooit beplan om 'n predikant te word nie in ons familie. Ek kom nie uit 'n heilige Joubert-lyn uit nie. En nou die dag toe iemand vir my vra van watter Jouberts is ek, toe sê ek van die gekruisigde Jouberts. Want dis sover my geslagsregister teruggaan na die kruis toe. Maar verder weet ek net my pa kom van Harry Smit af, maar in my kinderjare het ek nou nie gedink ek wil eintlik 'n predikant word nie, want dit het vir my baie erg gelyk. Ek onthou in ons dae as ou dominee gebid het hy lewenslank gebid. Hy het begin by Genesis en dan het hy by Openbaring verbygegaan en by die kaarte, die maps daar agter geëindig. En ek onthou altyd, ek vir my ma gesê, hoe hou die man se bene dit om so te staan? En sy het net gesê, hy my kind, so ek weet nie wat is die antwoord daarop nie. Maar ek onthou toe ek besluit het om predikant te word en vinnig in die akademie beland het, wat net so 'n verrassing was, dit was ook nie vir my 'n plan nie, toe ek my kry toe ek daar by Tikkies. Maar ek onthou ek het altyd vir die Here gesê toe ek begin teologie studeer het, hoekom is die Bybel so 'n stil boek in die kerk, nadat ek 'n boek daaroor gelees het. Ek ken duisende mense wat die mooiste belydenisse oor die Bybel het. Maar dis omtrent waar dit ophou. Ek het dit al vertel, maar dit was vir my eintlik baie snaaks toe 'n dame vir my een keer by 'n kerk in Pretoria sê sy staan op die Bybel. Toe sê ek kan dit sien, sy moet afklim en dit lees. Dit gaan haar baie meer help. Want die beste wat meeste mense vir my sê as ek praat oor die Bybel, sê hulle, jy weet, ons ken nou nie die Bybel so goed soos jy nie. Dan sê ek, los my uit die prentjie uit. Hoe goed ken jy die Bybel?
Maar dis my verstommend, mense weet alles van Malema af, hulle weet alles van Trump af, hulle weet alles van alles af. Maar vra ek, hoe kry julle dit reg? Hoe kry julle dit reg om die nuutste rugbyreëls te ken? Maar die enigste boek waarvan ek weet, en ek is naïef genoeg om dit toe meer as ooit te glo, die enigste boek waarvan die outeur altyd by is as ek dit lees, is die Bybel. Dis nie altyd die voorreg, ek het nie altyd die voorreg om outeur van 'n boek te ken nie, maar ek ken die outeur van die Bybel. En Jesus het vir my gesê, en ek het ook met sulke one-liners groot geword, sulke sweet nothings, wat almal dink het staan in die Bybel. My ouma het so 'n ekstra boek in die Bybel gehad, haar kanon het 'n ekstra boek gehad, iewers. Sy het altyd vir my gesê, het staan iewers in die Bybel. Toe sê ek, ja ouma, iewers 60 vers 3, dit staan daar. Een van my vriende het een keer gesê, het kon net sowel in die Bybel gestaan het. Maar feit bly, ek het baie sulke goeters groot geword, jy moet net ernstig wees, jy moet net opreg wees, en al daai soort dinge, en daar het ek een ding agtergekom, dat as jy regtig ernstig is oor God, en hy ernstig is oor jou, dan moet jy met sy woord erns maak, dan moet jy die woord dag en nag oordink, en dit, my oupa, as ek dit mag sê, toe ek gaan teologie studeer het, want elke keer as ek oor die Bybel praat, dan kry ek die terugdruk, ja maar, ek ken dit nie so goed nie, en nie so dit nie, dan sê ek maar, sjoe, as jy 30-jarige, 10 jaar of 5-jarige Christen is, behoort jy 'n beter verskoning as dit te hê. Want as jy al die ander goeters in die lewe ken, en jy ken nie God se woord, wat deur God geïnspireer is, deur wie die Gees werk, onthou julle wat Paulus vir Timoteus gesê, dis gees geblaas, die Griekse woord theopneustos beteken, God het sy asem op die Bybel uitgeblaas. Dis sy lewe wat jy in die woord hoor. En ek glo, hoe meer ek die woord lees, hoe meer druk God af op my. En toe ek as 'n jong ouetjie gaan teologie studeer het, was daar 'n passie in my hart dat, baie dankie, moet ek hom ook aan sit daar sy, dat, lyk mooi, is indrukwekkend, dankie. Daar sy, in die ou dae het hulle vir ons angeliere gegee. Onthou julle dat ons, en as ek liet tannie om hom vas te steek, as ek tannie los. En ek onthou, ek het by kerke rondgetoer, ek was by grootdoop, kleindoop, onderste bodoop, agterste voordoop, kerke, spreek in tale, spreek in ontale. En op 'n dag toe loop ek 'n klein boekie raak, hy is nie net so klein nie, hy staan nog op my rak, van Martin Luther, sy tafelgesprekke. En dit het my lewe verander. En die Here het vir my daar gewys, bly met die woord besig, jy sal vir altyd in 'n skatmyn wees, 'n goudmyn wees. En jy sal nooit die diepte tref nie, en jy sal nooit die wyte tref nie, en jy sal altyd iets sê, as jy bereid is om dit te deel met ander mense. En tot vandag toe wonder ek altyd, wat het gebeur, laat die Bybel hierdie, is daar nog ene? Ek sit blomme aan vandag, ek gee nie om. Wat is dit, dat die Bybel ons nie in die hart gryp nie, nou toegegee, ek dink een ding, en daarby wil ek inval, na ons tema toe. Ek dink, en ek self het in daai slegte gewoonte verval, wat sê dit vir my? Wat sê die Bybel vir my? En ek het uiteindelik agtergekom, dis 'n baie selfsugtige roete wat ek het. What's in it for me? As daar een boek is wat nie in die eerste plek oor my gaan nie, is dit die Bybel. As daar een boek is wat oor God gaan, is dit die Bybel. En ek het in die afgelope tyd, en ek sal in die tweede sessie daarby stilstaan, ek dink ek het so 'n paar saamgebring, 'n boek oor gebed geskryf, want dis een van die worstelinge in my lewe. En ek het agtergekom, die groot fout wat ek maak in my gebedslewe, dit gaan ook alweer oor my. Die krag van gebed moet gaan oor wat kry ek daai. Maar gebed gaan oor God, die woord gaan oor God, so as ek God wil ken, moet ek in sy wêreld ingenooi word. En Luther het my daarmee gehelp. Luther van alle mense, ek is nie 'n groot Luther-kenner nie, ek moet julle ook teleurstel, 'n groot Calvin-kenner, en ek is 'n Nuwe Testamentikus. Ek het groot respek vir hulle, ek was al 6 keer in my lewe by Wittenberg, omdat ek daar by die Hollandse Universiteit was, gereeld Luther se mense na Luther se huis toe gevat in die groot Reformatie Museum, maar sy vuur vir die woord het hom gedra.
toe hulle Luther wou doodmaak daar by Worms, toe hy tot persona non grata verklaar is deur die keiser en die paus, het hy in die Wartburg gaan sit en God se woord gaan vertaal. Hy het sy lewe lank met die woord besig gewees, dit was die vuur. En miskien is dit Psalm 119, waaroor die jongman, dis 'n jongman wat Psalm 119 skryf. En hy sê, hy blink uit bo sy leermeesters, want hy's gegryp deur die woord. Hy lê in die nag wakker oor die woord. Ek onthou, 'n paar jaar gelede hou ek 'n kamp by in Natal en ek sê vir die mense, as hulle vanaand gaan slaap, moet hulle tog versigtig wees. Ek hoop hulle het Mills and Boons boekie saamgebring om dit te lees. Mens nie sommer die Bybel in die aand lees nie, is gevaarlik. Daar moet 'n plakker voor in die Bybel gewees het, jy lees dit op eie risiko. En toe is een dame baie ontstel, sy sê vir my, ek het hulle verbied om die Bybel te lees. Ek sê, nee mevrou, jy lees 'n boek en dan sê jy die beste wat jy kan doen, nou is jy vaak, nadat jy dit gelees het. Die Bybel is nie 'n slaaptyd storie nie, dis 'n wakker boek. Ek weet Psalm 2 en 3 is bedoel voor jy gaan slaap, lees dit. Dawid sê hy wil gaan slaap in die Here se arms, terwyl hy Psalm 2 skryf, Psalm 3 en 4. Hy skryf dit terwyl hy vir sy seun Absalom vlug. Maar hiermee gesê, wil ek gaan na verwondering toe, na die wêreld van God toe. Na 'n wêreld van verwondering. En ek wil begin by die Engelse woord. Julle ken dit, die Engelse woord awe, A-W-E. In die Kaap sê hulle awe. Ek weet nie of dit is nie. Maar ek dink hulle spreek dit verkeerd uit. Ek weet nie. Dalk sit 'n Stellenbosch ding, ek weet nie. Maar ek het al gehoor hulle sê dit so. Maar ek onthou iemand eendag vir my gesê, hy is al so moeg vir die woord awesome, want dis wat almal sê. Maar die Engels het 'n mooi ander woord, awestruck. Awestruck. En ek onthou, en die wat weet en die wat nie weet nie, maar ek luister 'n paar jaar gelede na Pink Floyd. En Pink Floyd het 'n lied waar hulle sing, The dream is gone, the child has grown. Hoe ouer ons word, hoe minder leef ons in verwondering en hoe meer kom verwonding. Dit is 'n algemene menslike reël. Ek het vir my 'n klompie dinge gaan neerskryf wat ek daaroor gelees het. Ek onthou ek lees in 'n boek van John Gardner, hy's 'n sosiale wetenskaplike wat oorlede is. Hy sê, as we mature, we progressively narrow the scope and variety of our lives, and of all the interests we might pursue, we settle on a few. Of all the people we might associate with, we select a small number. We get caught in a web. We develop set ways of doing things. En dan hierdie woorde, by middle life, most of us are accomplished fugitives from ourselves. Ons is so geset in konkreet. En ek het dit al baie in die kerk agtergekom, is nie omdat mense nie kan verander nie, hulle het nie meer die taal om te verander nie, dit het ek by Chesterton geleer. Dis die mental prentjies wat jy het blok jou. Ek onthou ook op 'n dag toe ek by 'n kerk moes gaan preek oor vernuwing, toe sê ek vir hulle, dit gaan nie help nie, alles in die kerk preek teen my terug, voordat ek nog 'n woord gesê het. Want en dis niks verkeerd om roetines te hê nie, moet my nie verkeerd hoor nie, dit is bitter belangrik. Ons sien dit met ons kleinkinders, dan moet 'n tyd wees, ons leer by ons kinders, ons het ons hulle geleer, hulle leer ons. Daar's 'n tyd wat 'n kindjie moet gaan slaap, daar's reëls. Maar wanneer roetine so dodelik word dat dit jou kreatiwiteit steel, dat jy moet dieselfde pad ry, jy moet dieselfde gesprekke hê. En ek gaan in die tweede sessie bietjie praat oor taal, maar dit is so erg dat selfs ons taal, ek gaan dan maak vir julle dit nie nou gehoor het nie. In die Engelse woordeskat is daar oor 1.2 miljoen woorde, maar die gemiddelde Engelse gebruiker, as jy in Europa gaan en jy kom van enige buiteland af en jy moet Engels leer jy jou 3000 woorde, jy kan daarmee regkom. Jy kan so 95% gesprekke op 3000 woorde doen. Basiese gesprekke. Die gemiddelde taalgebruiker van die Engelse taal gebruik 20000 woorde, van die 1.2 miljoen woorde. En nou het ons nog ChatGPT, gedooriewaar. As daar nou running battles is wat ek deesdae het, en ek gebruik dit self, en ons e-kerk gebruik het,
Maar ek het 2 weke terug in die Kaap ons 'n leiersdag gehad, het ek oor die invloed van kunsmatige intelligensie op ons welwese gepraat. Wat doen dit wanneer dit selfs vir jou nou taal gee? As ek nou weer 'n chat teksie kry en wil ek iets oorkom. Net nou vir iemand sê, praat net met my, moenie laat chat met my praat as jy vir my iets wil sê. Praat net en maak spelfoute. Ek het laasweek het ons e-kerk, ons stuur elke week so 'n videoetjie uit, het ek so 'n videoetjie gehad met, sou jy na Paulus geluister het as ChatGPT sy tekste geskryf het? Want ons verloor ons taal, nou het ons dit nog 'n keer afgeteken aan die masjiene. Masjiene het nie 'n hart nie, God het nie masjiene geroep, hoe vir dit ek is, hoe versigtig is ek. Want ons het nie eens ons eie taal meer oor nie. En dis die wêreld wat Gardner sê ons begin inbeweeg. Kom ek lees weer Pink Floyd, the child is grown, the dream is gone, I have become comfortably numb. Afgestomp geraak, gewoond geraak. Die ergste gewoond raak wat ons kan hê is om aan God gewoond te raak. Ek moet bely, ek het so gewoond geraak aan God, dat ek myself al dikwels aan die slaap gebid het. Weet nie van julle nie. Ek het deur baie preke in my lewe geslaap, maar dis nie altyd my skuld nie, dis die dominee se skuld ook. Hulle soek ook daarvoor partykeer. As hulle vergeet om amen 10 minute voor die tyd te sê, en ek ook. Ek onthou jy vir my teologie studente die finalejaars een keer, toe ek nog voltyds daar by Tuks was, dan moes ons hulle proefpreke krit. Toe sê ek vir meneer, jy het skitterend gepreek, jy het 1 woord gekort, amen, en jy moes hom 10 minute vroeër gebruik het. So ek moet dit maar vir myself ook sê. Maar feit bly, ons stomp af, ons raak gewoond aan heilige dinge. Dit is vir ons belangriker om die ritueel te doen. Ek bedoel, en ekskuus, ek beskaam myself as ek dit sê, soos nou die dag, ons is al so halfpad in die ete in. Ouens, ons het vergeet om te bid. Nee, ons het gebid. Ons doen dit net, want dis die regte ding. Hande vashou en bid. O ja, terloops, daar's niks meer verkeerd nie, maar jy weet hoekom hou mense hande vas voor hulle bid. Dit kom in die middeleeue uit die kinderhuise. Want die kinders het onder gebed die kos gevat. Daar's niks godsdienstig daaroor. Ernstig. I kid you not. Dis regtig. Kinders in die kinderhuise in die vroeë kerk, hulle het die kos geëet, terwyl die priester bid so lank, en hulle amen sê, as jy kos laat, as jy hou hande vas. So is niks vroeg. Dis mooi dat ons dit doen. Vir dieselfde rede, ek het dit ook gaan navors. Ek onthou een keer, ons het 'n jaar in Duitsland gebly, daar by die universiteit gewerk, en ek het dit daar opgespoor, die gebruik, hoekom, onthou julle in die kerk, hoekom vrouens sit en mans staan, as jy bid. Ek onthou as 'n kind, omdat ou dominee die geneigtheid gehad het tot, soos ek sê, hy het gebid tot by die maps, dan het ek een keer gaan sit, en my ma het my so in my binnebeen gevang, my pa het gevlieg so, my ma was kwaai met die seuns in die huis, sy het my so laat staan, sy sê, hier staan ons, ek sê, ma, hoekom? Waar staan dit in die Bybel? Sy sê, ek gee nie om nie, jy staan. Ek kon my ma nooit oortuig nie, ek onthou, die NG Kerk se doopformulier het op 'n stadium gesê, ons is tot niks goeds in staat nie, en tot alle kwaad geneig. Onthou julle? En toe vra my ma eendag vir my, Stefan, hoekom is jy so stout? Ek sê, is die kerk se skuld, ma. Sy sê, hoe bedoel jy? Ek sê, luister maar nie na die doopformulier nie, ek is tot niks goeds in staat nie. Wat wil ma nou karring aan my? Ek sê, moenie met my raas as die kerk het leer nie. In elk geval, ek kon nie daai gevegte wen nie. Maar ek het op 'n dag in Duitsland, het ek op 'n teks afgekom wat 'n ou goeie navorsing gedoen het, waar dit vandaan kom, laat vrouens sit en mans staan. Dit kom in die middeleeue. Dit was die gebruik in al die Europese kerke, dat almal staan by gebed, maar soos julle sal weet, in Europa is baie koud in die winter, ons het nou al 'n paar winters daardeur, en dan het die vroue voetstofie saamgevat, hierdie stofie wat jy maak met die kole in, wat jy by jou voete sit. En toe by een diens het 'n vrou toe hulle opstaan, het omgeskop en die kerk het afgebrand. Toe reël hulle van, nou sal vrouens sit, laat die kerke afbrand. En ek het gedog, dit staan in Iewers 16 vers 33. Jy verstaan, ons moet ook ons tradisies baie keer verstaan. Een ou se gebruik word 'n volgende ou se godsdiens. En ek is beskou as nie godsdienstig. Ek onthou ruk terug by 'n kerk waar ek gesit het 'n dominee van die kansel af gesê. Hy sien hier's mense wat nie respek het vir die Here nie, omdat ek bly sit het, ek het my knie seer gemaak en gesit tydens gebed.
toe is ek gerepedieer. Ek wou hom gaan sien, maar nou ja, party gesprekke moet jy maar los. In elk geval, feit bly. Dit wat Gardner sê, gebeur met ons almal. Dit is G.K. Chesterton, die groot Engelse denker, wat tydgenoot van Tolkien is en Lewis, die groot 3 denkers van die Engelse vorige eeu, in die Christelike tradisie. Hy sê, what was wonderful about childhood is that anything in it was a wonder. It was not merely a world full of miracles, it was a miraculous world. Onthou jy toe ons kinders was? Onthou, in die ou dae toe dit nog beerdkrag was, toe vra ek een keer vir ons vriende, is 'n klein seentjie, wat doen pappa, mamma as dit beerdkrag is? Ja, van die volk was mos beswaar. Dit het ook alles van Eskom gehad. Ouens het eers doktorsgrade in Eskom gehad en wat alles. Nou vra ek vir die een ouetjie, wat doen pappa, mamma? Hy sê, oom, my ma bak pannekoek. Ons kan nie wag as die ligte af is nie. Ek sê, wat doen pappa? Hy sê nie, hy sit net daar in die donker, hy's net kwaad. Maar daar's iets in verwondering, want ek weet waaragtig as jy verwonderd is, kan jy nie verwond wees nie, en as jy verwond is, kan jy nie verwonderd wees nie. En ergens verloor ons dit. Dit was, nou sy naam vergeet, een bekende skrywer oor media, wat sê, kinders kom in die skool in, met oop oë en vra, en hulle eindig as 'n punt. Ons weet, studies op studies wat dit gedoen het, 'n kind vra so rondom 310 vra dogtertjies meer as seuns, het 'n onlangs 'n Engelse studie gewys, en teen 16 is dit af, as jy volwasse is na 3 vrae 'n dag, van 300 na 3. En dis okay ook, dat daar's ook redes, maar as ek na Jesus kyk, is elke tweede ding wat Jesus doen, het hy 'n vraag. Hoekom noem jy my goed? Daar in Johannes 1, ek sal my doodskrik, Andreas, hulle daar in die vers 40 van Johannes 1, stap agter Jesus aan. En dan vra Jesus, nou wat soek julle? Ek sal vir my doodskrik as Jesus dit my vra. Die vertalers het so geskrik dat hulle die Griekse woord ti, wat, vertaal het as wie, wat 'n Griekse vertaler skrik self so dat die vertalings aanpas nie, maar kom ons los dit. Maar feit bly, jy kan nie, as jy Jesus volg, met 'n groot mens hart om volg nie. Hy is op rekord in Matteus 18. Dat as jy nie verander en soos 'n kind word nie. In my ouma se Bybel iewers het ek sê, weet ek glo net soos 'n kind. Sê ek, dis ouma se Bybel, gaan lees Matteus 18. Jesus sê nie jy moet soos 'n kind glo nie. Hy sê jy moet 'n kind word, ouma. Hy sê die hemel is net vir kinders bedoel. Die koninkryk van God. Hy sê, as julle nie verander en kinders word nie. Ons probeer kinders groot kry, Jesus probeer groot mense kinders kry. Want die probleem met groot mense, hulle is volwasse. So Jesus sê, die proses in God se harte is andersom. Jy moet 'n kind word, anders is jou verbeelding weg. The child is grown. I've grown comfortably numb. En ek sien dit in die kerk. Ek sien die verveeldheid, ek sien die apatiesheid, ek sien baie keer onder leraars die, nou ja, sal weer Sondag preektyd, en die pure opgewondenheid. Ek sê vir my vrou gister, ek kon nie wag vir die kamp nie, ek kan nie wag om môreoggend en môre aand te preek nie. Ek voel daar's 'n vuur, daar's iets wat die Here vir my gesê het, en as ek die dag daai vuur verloor, is ek dood. Dan moet die Here my, hy my, ek weet nie, wat doen dominees as hulle aftree in die NG Kerk? Hulle emeriteer, anders ouens gaan op pensioen, maar dominees emeriteer, en ander ouens kry salaris, en dominees kry traktement. Ek sê altyd vir die ouens in die NG Kerk, ek is so bly ek's nie bedomineet nie, want dit klink vir my erg, as jy daai titel het. Al het Jesus gesê, Matteus 23, ons moet nie titels dra nie, dink ouens, hy het dit seker 'n advertensiebreek bedoel, maar hy het dit regtig gesê, moenie titels gebruik nie, maar in elk geval. So, feit bly geliefdes, as ons verbeelding verloor, en ons verwondering verloor, is ons weg, is ons geloof weg. Dan sit ek in die kerk met 'n oordelende hart, en ek sê nie, ons mag nie vrae vra nie. Ek is juis in hierdie week nog baie gesprekke geknoop oor allerlei goed in die buiteland. En ek sê nie, ons moet stil bly nie, ons mag nie staan vir wat ons staan nie, ek wil dit ook graag doen.
Maar daar's 'n styl en 'n manier en 'n hartklop wat by 'n Christen tuis hoort. Wat verwondering is. So ek wil 4 dinge deel. Ons het tyd, ek het nog so, ek kom my tyd op bestuur, ek het so 35 minute nog as dit reg is. So julle, dankie. Daar sê. Goed, dankie. Hoe sê een Amerikaans sou? Time is what matters most. Time is what we use worst. Hy speel met die most en die worst. So mag ons die tyd uitkoop, soos Paulus vir die Efesiërs sê. Hoe kry ek verwondering terug in my lewe? Ek wil Josua as 'n voorbeeld neem en 4 aspekte uit sy lewe uitneem en dit koppel met ander tekste in die Bybel. Josua se lewe kan ons volg van 'n jong man. Hy word 'n jong man genoem in Eksodus 33, wat saam met Moses in die tent van ontmoeting is, onthou julle? En ons kan hom loop tot by Josua 24 op 110 jaar. As hy net voor hy sterf, kan ons Josua se hele lewe volg. En daar's 'n paar dinge wat gemaak het, die Engelse het so mooi uitdrukking, dat he stayed the course, dat hy op die pad gebly het. Bly altyd vir my so hartseer, in die afgelope tyd, ek het gister gesit te lees, ek moet een of ander, so 4 jaar projek saam met Lux Werby om uit die beek te skryf, en ek moes in die afgelope tyd deur Samuel werk, en dit het my so geruk, hoe mooi God begin het met Salomo, en hoe sleg hy geëindig het. Ek meen, as daar nou ooit 'n ou was wat God se guns gehad het, wat die wens van alle wense in 1 Konings 3 gekry het, onthou julle. Salomo, wat wil jy hê? Een ding, en ek sal dit vir jou gee. En toe kies Salomo onderskeidingsvermoë, wysheid. Maar hy het dit verloor toe hy sy hart verloor het op vroue. En gekompromiteer het. Maar dit hoef nie baie vroue te wees nie, steek hier net een. Vra vir Dawid in 1 Samuel 11, 2 Samuel 11. Jy kan net baie keer een middag, terwyl jou soldate veg, 'n middagslaapie vat, en op die daktuin die buurvrou afloer, en dan het jy moeilikheid. Maar Joshua, 4 dinge in sy lewe, hy het geleer om te kuier. Nou as ek die woord kuier gebruik, dan is altyd 'n konnotasie, weet die manne het gekuier, say no more. Maar Joshua het van jongs af geleer om reg te kuier. Ek lees in Eksodus 33, en ek sal in die tweede sessie weer by Eksodus 33 gedraai maak, omdat dit so 'n belangrike tema oor gebed is. Ek leer by Joshua in Eksodus 33 dat as Moses met die volk gepraat het, die eerste paar verse, dan dat hy daar in die tent van ontmoeting ingegaan en die jong man Joshua staan daar. Die jong man Joshua het agtergebly. Hy het by die Here gekuier. God bly nie in kerkgeboue nie, hy bly in die wêreld. Ou dominee in my kinderjare het die gebruik gehad om altyd te sê, ons verwelkom u in die huis van die Here. Ekskuus, en dat ek gedink hy maak 2 foute elke Sondag. Ons, het eendag vir my ma gevra, ma, wie's nog saam met hom op die kansel? Toe sê sy ook weer, soos altyd, haai my kind. So ek het nooit geweet of hy ek of wie is die ons in sy ekke nie, maar of so iets. En ek het regtig gedink, want ek het dit geglo, want ek het die kerk letterlik ernstig gevat van my kinderjare af. So hy sê die Here bly in die kerk, en een winter toe sit baie koud, en dan Riebeek Park gemeente waar ons was, het hulle heaters onder die banke gehad. As jy hom so skop, dan maak hy so krrr. So my ma moes ook keer, want dit is so klank hardloop uit hierdie kerk. Ons het op 'n stadium dit probeer. En toe was ons ook in die moeilikheid. Maar een aand toe vra ek vir my ma, los hulle die verhitters aan in die kerk so ons huis toe gaan. Sê hoekom? Ek sê, ma, dis die Here se huis, dis koud, dis winter, ons het kombers, die Here moet daar bly, dis koud. Want ek het dit geglo, hy bly daar. Ek het geglo die Here is meer Sondagoggende 9:00 tot 10:00 in die kerk. As ek God wil soek, moet ek kom in die kerkgebou gaan soek. Hy's ook daar. God dank, môre is die volk van die Here daar. Vertrou my. Maar ek het geleer om God baie selektief raak te sien. Net by hom te kuier as ek kerk toe gaan. Maar dit lyk vir my Joshua het iets reg gekry dat elke geleentheid, elke Bybel lees, elke nadink van die woord, is 'n heilige ontmoeting met die Here, 'n heilige kuier. Elke geleentheid wat hy gehad het, het hy omskep
in saam wees met die Here. Ek onthou die boek wat Eugene Peterson skryf, Christ Plays in 10,000 Places. Die kuns van geloof is om Jesus te ontmoet en saam met hom in die regte lewe te loop. Anderster gaan ek die Emmausgangers se fout maak. Onthou julle in Lukas 24 vanaf vers 13. Jesus loop saam met hulle, maar hulle is blind. Hulle sien hom nie. Hulle kyk dwars deur hom. Hulle sien hom nie. Hulle sien net 'n vreemdeling op wie hulle goeders kan uitstort. Maar Jesus is op die pad. Jesus is in die stad. Jesus is tussen stikkende mense. Hy het nie geëmigreer net Australië toe nie, ek glo hy's daar ook, maar Jesus is op 10,000 plekke. En die kuns is om hom raak te loop en om te sien. Josua het van jongs af geleer kuier. Hy het Psalm 119 verstaan, hoe sal 'n jong mens sy hart suiwer hou? Maar dit geld van ouer mense ook. Hoe sal ek my hart suiwer hou? Gereeld met die Here te kuier. Deuteronomium 6 het Moses 'n geweldige beginsel neergelê na die wet. Het hy gesê, jy moet hierdie wet vat, en dan moet jy dit met jou kinders, moet jy met hulle praat, as hulle opstaan, en as hulle op die pad is, en as hulle op die tafel is, jy moet hierdie wet vat, jy moet hom op jou handpalms grafeer, jy moet dit op jou kop grafeer, jy moet dit op jou deurkusyne grafeer, jy moet die woord wêreld toe vat. Ons kan nie, hoor my reg, God in 'n kerkgebou arresteer nie. God is oral. Trouwens, Paulus sê in 1 Korintiërs 3, as jy die Korintiërbrief lees, die Korintiërbrief, eers 1 Korintiërs, ek daag jou uit 'n bietjie dit te gaan soek as jy tyd het. Paulus het 10 keer vra hy vir die Korintiërs, weet julle nie, weet julle nie, weet julle nie. Kom ek gee 'n leidraad, hy doen dit in 1 Korintiërs 6, doen hy, as ek reg onthou, 6 keer. Weet julle nie? Dan vra hy vir die Korintiërs, weet julle dit nie, ouens? Ook oidatai in Grieks, weet julle nie dat julle liggaam 'n tempel van die Gees van God is nie? Weet julle dit nie? Wat het ek verkeerd gepreek, vra Paulus, dat julle dit nie weet nie? Wat snap julle nie? Dat julle 'n kultus het, terwyl Christus in julle is, deur sy Gees, om julle sy tempels te maak. Paar jaar terug moes ek aan Skotland by 'n Skotse kerk praat, tussen Glasgow en Edinburgh. Die dorpie se naam is Kaltness en Bonkel. En ek onthou so goed, hulle het my gevra ek moet oor die Heilige Gees praat, toe het ek so sketsies gemaak. Aan die een kant aan the new management en aan die ander kant aan the permanent construction van die Heilige Gees, onder nuwe bestuur en onder permanente konstruksie. En beide is gelykbaar. Die Gees is met ons almal besig. Maar dis wat hierdie jong man Josua verstaan het, hy het geleer om goed te kuier. Ek dink die Prediker, ek was baie lus gewees om eintlik deur die Prediker hierdie naweek te werk, omdat dit vir my so 'n aangrypende boek is, maar as die Prediker wat 5 keer sê, 5 keer, eet jou brood met vreugde, en drink jou wyn met 'n bly gemoed. Hy sê dit in Prediker 2, hy sê dit in Prediker 3, 5, 8 en 9. Hy skiet dit so uit. En hy veronderstel jy doen dit met die Here. Hy sê in Prediker 5, daar vanaf vers 16 tot 18 sê hy, 'n mens kan God van begin tot einde nie verstaan nie. Dis nogal 'n geweldige ding om te sê. Hy sê jy kan God nie verklaar bedoelende soos ons rasioneel 'n motor se engine kan verklaar of wat ook al. Hy sê, jy kan saam met God eet. Jy kan God ervaar. Jy kan saam met God lewe. Daarom sê hy, ek het vreugde aanbeveel. Daar's vir 'n mens niks beter nie, as dat hy eet en drink, nie soos alkoholist nie, dit het hy in hoofstuk 2 gelos. Saam met die Here in die Here se teenwoordigheid brood breek. En saam met die Here leef. Skus, dis baie skerp wat ek nou sê, hoor dit die helfte sagter. Vir my klink dit baie keer as ons by 'n etenstafel bid, dat die Here die kos moet seën, dan het dit vir my al baie keer geklink by plekke waar ek sit, dan verwag ons die Here om die kamer verlaat, as ek die res van die gesprekke hoor. Hy moet net die kos seën en gaan, omdat ons stuur hom ons uit, wees met die minder bevoorregtes. So Here, wees u met die minder bevoorregtes, dis mos nou nie ons nie.
Wel, ek het dit nou die dag agterkom en ek weet my vrou is nie hier nie, maar sy het my so, my vrou doen ook wat my ma doen, sy het geleer. Sy vat my so in my been, dan druk sy my so aan, weet ek, Stefan, is nou tyd vir daai musikale noot, wat my vriend Johan Huystek van praat, hy sê daar so musikale noot, Sharab, jy moet hom nou vat. En toe heeft my vriende weer bid, wees met minder bevoorregtes, toe sê ek, het jy name, toe hy amen sê. Ek sê, want jy het gebid vir hulle, ons kan nie net laat die Here gaan, ek het 'n stukkie steak, ek sal die steak vat, dan gaan ons. Dan kom eet ons nou, want ons nog nie weer genooi nie, maar dis 'n ander gesprek. Maar ek, om saam met die Here te kuier, dis nie sonder rede, dat die belangrikste fisiese simbool en ritueel en sakrament, soos ons dit noem, maar die Here gegee het om te eet, saam met hom. Jesus kan nie wag om te eet, om te kuier saam met mense nie. Verlede jaar het ons E-kerk, het ons so 39 geestelike leiers Turkye toegevat. Dit was 'n geslote groep. Ons maak by E-kerk, ek voel altyd soos Robin Hood, ons vat ander se geld en dan sit ons geestelike leiers in en arme mense in. So dis ons roeping. In elk geval, ek het saam met hulle, toe ons daar by Laodicea staan, ek het so 2 dae met hulle in Efese gaan sit, en ek het op plekke gaan sit, dan werk ons al Paulus se tekste deur. Kolossense en alles. Ons vat later vanjaar my huis vol, na se Maart volgende jaar ook in Turkye toe, huis ook vol, so ek weet nie, dalk gaan daar weer in September volgende jaar een wees. Dit is eintlik ongelooflik. As mens so 2 dae in Efese sit, en jy kan die Efesiërbrief lees, of jy kan in Kolosse gaan sit, dan doen ons Filemon in die Kolossense brief. Maar ek onthou toe ons by Laodicea was, toe doen ek Openbaring 3 met hulle. En daai teks vir my laat huil. Jesus is so kwaad vir sy kerk, en dit preek almal, julle maak my naar, letterlik, hy wil braak. Nou, die vliegtye is almal so braaksakkie. En Jesus sê nie, hy wil 'n braaksakkie hê nie. Dit los hy vir die ouens wat die kerk so slaan, vir ou dominee wat weer die wit waksheid ons uitpreek. Maar wat Jesus doen, hy sê, maar ek het besluit om vir julle te kom kuier. En ek staan by die deur en ek klop by my kerk. Maar weet julle wat bring ek vir julle as ek kom kuier? Ek kom kuier soos Joshua. Weet julle wat bring ek? Ek bring vir julle pragtige klere. Want julle is kaal. Bring julle my klere. Onthou julle Openbaring 7, daar aan die einde, as almal voor die troon van die lam staan, dan staan daar hulle wit klere wat gewas is in die bloed van die lam. Dis nie die mooiste metafoor nie, bloedrooi bloed van Christus, was sy kerk spierewit. So Jesus sê, ek bring vir julle nou al my wit klere, dat julle hemelse klere kan hê as die koning opdaag. Ek bring dit, julle hoef dit nie te gaan koop nie, ek bring. En ek bring 'n tweede ding, ek bring goud. Want julle is so arm, julle dink Laodicea, hierdie ryk stad, julle is so welvarend, julle is brandarm. Al wat julle het is geld, hoe arm kan jy nou nie wees nie. Maar ek bring vir julle my hemelse skatte. Ek bring vir julle die Heilige Gees se oorvloed. Ek kom oorlaai julle, Efesiërs 1 vers 3, met elke seëning wat daar in die hemel is in Christus, bring ek vir julle. Ek bring dit vir julle as ek kom kuier. En derdens bring ek vir julle oogsalf. Want dis die tweede punt wat ek na Joshua toe gaan. Joshua het goed gekuier, maar hy het goed gekyk. Hy het 'n barshou gekyk. So ek bring vir julle oogsalf. Kom ek sluit by Joshua aan, dan kom ek terug na Openbaring 3. Tweede kenmerk, so Joshua het goed gekuier en Jesus kom kuier. En tweedens het Joshua beter gekyk. Dit is in Numeri 13 en 14 waartoe ek nou skuif met die teks. Die 12 verspieders word uitgestuur, julle almal ken daai teks. En soos wat, ekskuus ek net 'n slukkie water vat. Ek praat altyd 'n uur op 'n liter, so ek's agter. Joshua en Caleb, ons onthou 2 van die verspieders se naam. Joshua, Yeshua, naam wat Jesus ook dra. Hoe sê die ouens deesdae? Ja, hierdie klomp ouens wat so al hierdie Hebreëus en alles aanhaal. Ek wil altyd so bietjie lag daaroor. Ekskuus, is net my binne grappie. Dan sit so Yahushua, ek weet nie, sê ek nie so. Daai tongknopers. In elk geval Jesus in Grieks. Ek sê altyd vir ouens wat so Hebreëus is, onthou God het toegelaat laat sy naam vertaal. Hy het 'n Nuwe Testament in Grieks geskryf. So jy kan maar Jesus sê, jy kan maar Jesus sê.
En Caleb in Hebreëus beteken hond. So die verspieder en die hond, hulle is deel van dit, die gesalfde. En hulle moet die beloofde land gaan, soos die spesmagte gaan kyk of dit veilig is. Hulle kom terug, meerderheidsverslag, minderheidsverslag. Onthou julle? Wat is die meerderheidsverslag? Toe ek my eerste synode in die NG Kerk bygewoon het, gelukkig gaan ek nie meer nie, ek moet baie met die leiers daar praat, maar ek woon nie die vergaderings by nie, ek het so 'n boek by die huis, Death by Meeting, so wat oor leierskap gaan, regtig, as jy vir my leierskapboek wat ek graag vir ons aanbeveel, wat sy ou se naam slou onthou, ek is nie teen vergaderings nie, is net altyd vir my verstommend, dat ek het by alle vergaderings in my lewe wat ek nog ooit was, het ek net een ding gesien wat 'n gemeene deler is. Elke vergadering sluit af met die woorde, datum van die volgende vergadering. Why, I don't know. Dit is ons beste ding. Ons moet dit nou weer doen, ouens, ons sukkel almal, maar ons gaan dit weer doen. In elk geval, so ons het by E-Kerk gereël, en daar werk ook al 11 mense, in die beginjare, en die E-Kerk is 'n wonderlike plek, en groot noodbedienings en digitale bedienings en opleiding van arme mense en ons die E-Unie, dalk is van julle daar betrokke, waar oor 1000 studente is. Ons is nou met die Johannes Evangelie besig. Dis die enigste plek waar die studie die doel op sigself is. Alle ander teologiese studies moet jy blykbaar iets daarmee gaan doen. Ons sê die Bybel is die rede. So ons stap hierdie jaar deur Johannes en volg na Openbaring. Jy kan inskryf. Dis al wat by E-Kerk geld kos. Ek en Rudolf Botha en Peer Engelbreg, hulle is my 2 doktorale studente. Hulle daarom al 2, hoop ek, verstaan die Nuwe Testament, so ons gaan so aan. Maar in elk geval, ek het daar geleer en oral geleer dat as die Here se woord, vergeet nou die ander, as die Here se woord nie 'n effek het op my kyk nie, op my kyk na die wêreld nie. Soos Joshua, dan gaan ek myself blind kyk. Dis waartoe ek eintlik op pad is. Joshua en Caleb kom terug. Dis wat ek eintlik wou sê oor die kerk. Kan ek maar dit net sê. Ek onthou my eerste synode wat ek bygewoon het. Toe ek by die huis kom, vra my vrou, hoe was dit? Toe sê ek vir my vrou, daar lê vir my baie swaar jare voor. Want ek het iemand daar by die kerk, by die synode van die NG Kerk ontmoet. Sy naam is diep bekommerd. Want op elke punt het hulle opgestaan en gesê, die synode neem met diepe kommer kennis. En toe dink ek, hierdie mense, hierdie synode is 'n bekommerde, maar kon nog nie synode persoonlik ontmoet nie, maar dit lyk vir my mense wat daar is, weet, hy's diep, of sy is diep bekommerd. En so ons het maar 'n reël gemaak, so ek het by E-Kerk ook 'n reël met die ouens, ons kan dinge neerskryf, ek verstaan dit, maar ek sê vir ouens by die E-Kerk, al 11 ouens, en daar's nog 'n paar wat nou bykom, jy is die agenda. Vertel my wat die Here op jou hart sit. Ek wil jou as 'n teks lees voordat jy 'n teks vir my bring. So hoekom moet ons hier sit en ek weet nie wat nie, in ons galopwerk, ek onthou by een vergadering waar ons vir 'n uur lank moes besluit of kan ons 'n kerkbank saag, want die oom het dit vir die kerk geskenk en wat gaan sy familie doen? En ek sê, oh my soul. Maar hoe dit ook al sê, Joshua en Caleb het 'n ander kyk. Jy is wat jy kyk. En jy dink jy sien met jou oë, geen niks nie, jy sien met jou brein. As jy die fisiologie van die kyk verstaan, jou oogsenuwee is die enigste senuwee wat direk in die brein ingaan, en jou oogsenuwee sien oor kruis en onderste bo. Jy, altas jou oë sien onderste bo en oor kruis, jou brein moet 2 goeders doen, dit moet omdraai. En net om te wys, daar's interessante studies, ek moet dink aan Lars Mikkelsen, wat daar by in Europa, professor daar, baie interessante studies gemaak het. Hy praat van predictive coding, jou oë predict wat jy gaan sien, en laat dit jou sien sonder dat jy dit sien. Goeie voorbeeld, as jy jouself wil toets, skuif 'n bietjie die meubels in jou huis, skuif net daar waar jy elke dag sit, die koffietafeltjie, jy gaan oor hom val môre. Jy gaan vir jou man of jou vrou sê, wie het hierdie tafeltjie geskuif? Ja, hy sal gister geskuif, maar jou brein het dit nie gesien nie. Want jou brein weet waar staan die tafeltjie, so om te spaar, laat jy aandag gee, sien jou oë. Ons weet jou brein kyk ook vooruit en hy kyk agteruit. So jou brein sien wat jy sien. En jou brein leer jou oë en jou oë leer jou brein wat's vir jou belangrik. Daar kom die slim neurowetenskaplikes reken tot so 10 miljoen impulse binne sekondes per slag in jou brein in. En jou brein moet selekteer. Die ou studies word nog steeds bevestig dat jou
kognitiewe, jou denkende brein aan 5 tot 7 stukkies inligting per slag kan aandag gee. Soos daar 100,000 ander impulse is, en jou brein kan net 5, moet jou brein selektief werk, met inligting. En daar's baie maniere, ek gaan nou nie oor al die biologie daarvan, ek het 'n boek daaroor ergens geskryf oor verander jou kop, verander jou lewe, wat ek saam met een van my vriende wat op 'n neurochirurg is in Swan, deur al die feite gegaan het. Maar wat jou vagus senuwee doen en alles, wat inligting voorgrond, maar die kort nie lank is jou brein voorgrond wat jy dink belangrik is. So as jy dink dis belangrik om te hoor, wat het Malema weer aangevang, en wat het hulle weer aangevang, gaan jou brein jou aandag so toe trek. En die nuwe woord, gaan net daaroor praat. Die woord van die jaar, laas jaar deur die Oxford Dictionary. Rage bait. In die ou dae het pornografie mense lank op die internet gehou. As iets wat hulle langer hou. Dis scary, albei is ewe banaal. Woede. Almal werk met clickbait, hulle trek jou met woede in. Hulle haal een sin aan, en dan is almal woedend en almal beklei. Dit is 'n toksiese wêreld, en jou brein, jy dink jy lees jou, doen jou 'n guns, as jy dit net wil toets, ek wys dit baie keer vir ouens, ek nou die dag in die Kaap ook, gaan kyk, wat gee jou sosiale media profiel vir jou en jou man of vrou sin, as jy dieselfde woord intik, sal 2 verskillendes wees, jou teks word gecurate, omdat die slim kunsmatige intelligensie weet, waar kyk jy, waar toer jy, wat praat jy, wat dink jy, want elke keer wat jy tik, maak hulle 'n prentjie, jy dink, almal post nou deesdae, Facebook het nie toestemming nie, hulle weet al lank al alles vir jou, jy moet nie bekommer nie, hulle het jou, hulle weet, en jou brein voorkeur, ek skryf al 21 jaar, nou sit op Netwerk 24 verbeeld dit in die papierkoerant, en nou sit op hulle digitale blad, so in die 21 jaar het ek die media goed leer ken, en ek is ook bewus van al die pitfalls en die potholes, maar ek weet een ding, as ek gaan kyk na digitale koerante, gaan kyk wat is die mees geleesde artikels, is alles negatief. Oorlog, daai dood en dit. Slegte nuus is goeie nuus vir die koerante. So jou brein regresseer soontoe. So daai 10 ouens wat na daai reuse kyk, hulle is daai synode wat diep bekommerd is. Moses, ons is diep bekommerd. Ons weet nie waar gaan die dinge heen nie. Hier kom groot moeilikheid. Hier sal 'n spesiale kommissie van ondersoek aangestel moet word, want so sal dit nie meer kan gaan nie. En dit sal verwys moet word na 'n spesiale vergadering toe, want so gaan dit nie gebeur nie. Ons weet nie wat ons moet doen nie. En dan staan Joshua en Caleb, dan sê hulle ons kan, ons het ander oë. Dit wat Paulus sê, en hy het dit waaragtig ernstig bedoel in Kolossense 3 vers 2. Rig julle gedagtes op die dinge wat daarbo is. Nee, kom ek vat dit nog 'n stap terug. Dit wat ons Here Jesus bedoel. As daar nou natuurlik, verskoon as ek dit so sê, julle weet, hy's die seun van God, hy's die Here, hy's die woord. Maar as daar een persoon in die Bybel is wat ons leer om 'n nuwe kyk te hê, is dit Jesus. Kom ek vat net een voorbeeld. Want dis wat Joshua al reg gekry het. In Lukas 7 vanaf vers 36 word Jesus genooi vir 'n ete. Onthou julle? En die naam van sy gasheer, tipies Lukas. Lukas noem ons baie mense se name. As jy nou Matteus, Markus, Lukas lees, dan sal jy weet dis een van die kenmerke is nou in Lukas, as hy vir jou baie name noem. Sagaria, Elisabeth, hy is die enigste ou wat 'n naam noem en 'n gelykenis van Jesus, naamlik Lukas 16, naamlik wat sy Lazarus, haar sy en hy noem ook die ou wat Jesus vir ete nooi, Simon, die Fariseer. En Jesus daag op vir die ete en daar bars 'n vrou in. Onthou julle. Lukas sê nie vir ons van watter damse eende sy is nie, maar ons het 'n goeie vermoede. Dis nie ons dam. Want haar hare is los. En ons weet in Joodse tradisie kon slegs weduwees, en ek het nou so 'n Bybelreis op E-kerk oor rolle van mans en vrouens en alles in die antieke wêreld, is nog altyd my belangstellingsveld. Een van my doktorale studente, Elijah Maslango, het so 'n klompie jare terug, proefskrif by my gedoen oor mans en vroue in die antieke wêreld. So toe het ons al die tekste gelees. So ek onthou uit al daai studies, vrouens wat nie getroud is nie, die bewys dat jy onder 'n man se gesag is dat jy gesluier is. Dit is jou trouring in die Bybelse wêreld. So jong meisies en weduwees hoef nie. En as jy in die publiek as 'n vrou loop sonder dit, dan sê dit jy is een van daai dames
wat jy nie by 'n ete wil hê nie. 'n Sekswerker, 'n prostituut. Hulle het hulle werk geadverteer. Ons vermoed daar so iets aan die gang ook met daai vrou in Johannes 4 by die put. Wat Jesus haar ook roep op haar sonde sonder om haar te beskaam. En hierdie vrou bars in. Nou wat en sy val aan Jesus se voete neer en sy vat aan hom. Nou in die Joodse tradisie, dit lyk vir my meeste Christene glo dit ook, is onreinheid sterker as reinheid. Ek sien dit altyd, Christene is mos doodbang vir sondaars. Ek het nou al vertel, maar ruk terug kom sien iemand my sê, hulle het langs 'n satanis op die vliegtuig gesit. Ek sê, oh my soul, 'n satanis sê. Ek sê ek het langs 'n alkoholist al gesit en niks oorgekom nie. Weet die ironie is, maar dis omdat mense in iewers lees van sataniste, maar in my boek, die Nuwe Testament, word daar nie so iets genoem nie. Toe 'n ou nou eendag vir my vertel, hy's 'n satanist, toe sê ek nou welkom tot die klub van sondaars. Want die Bybel doen daarom alkoholiste die guns om hulle alkoholiste te noem, hoereerders en diewe. Sataniste, daar's nie so 'n kategorie nie. Die kerk skep dit en glo dit en dan staan dit in iewers, daai mense het powers wat ons nie weet nie. Nou die dag toe ek by 'n kerk preek, sê hulle vir my ons moet bid, daar's 'n satanis in die diens. Sê ek, daarvoor bid ek nie. Ek bid dat die Here se woord gehoor sal word en dat Christus geëer sal word. Maar om hier 'n satanis is nie 'n vet. Hy gaan die woord hoor of sy. Ja. So hier sit hierdie vrou en nou dra in Joodse tradisie as jy 'n prostituut is en jy raak aan iemand, is daai persoon tot sononder, onrein. So sy maak Jesus kulties onrein. En hy doen niks. En kyk, Simon die Fariseer met sy hooghartige godsdiens, met sy stikkendheid, het hierdie oordeelshart en hy sê, hy dink by homself as hierdie man 'n profeet was. So hy mos nou geweet het, wat doen jy in Joodse tradisie in so 'n geval? Jy klap iemand met jou linkerhand deur die gesig. Dis hoe jy shame hulle. Jou linkerhand, julle sal weet tot vandag toe, as jy ooit in die Midde-Ooste is, ek sê altyd vir die ouens ons in Turkye is, as jy linkshandig is, jy is nie hier nie. Jy groet niemand links nie, jy doen niks, want dis jou onrein hand, dis jou toilethand. Jy doen alles regs. So as jy iemand met jou linkerhand deur die gesig klap, dan antwoord jy dit moet. Dis wat Jesus sê, as iemand jy onthou in die bergrede, Matteus 5, daar vanaf vers 17, as iemand jou op die een wang slaan, draai jy die ander wang. Met ander woorde, as hulle jou beskaam, as hulle jou shame, deur jou in jou gesig te klap, want 'n man se gesig is sy eer, vrou ook. Nee? So, om jou in jou gesig te klap, en Jesus doen niks. En dan hoor jy, want ons is besig om oor, kyk, ons praat oor kuier, nou praat ons oor kyk. Dan kom Jesus se woorde, Simon, sien jy hierdie vrou? Wow, in een oomblik, Simon, sien jy hierdie vrou? Simon, sien jy hierdie vrou? Jy sien 'n straatwerker, ek sien 'n vrou, wat God gaan aanraak, nuut gaan maak. Simon, kom kyk deur my oë. Kom kyk deur my oë. O, die Lukas Evangelie wemel van Jesus se nuwe kyk. Net in die volgende hoofstuk is daai vrou wat bloedvloeiing het, wat aan hom raak. En dan draai hy om en hy kyk, sê Lukas na. Hy kyk na en hy kyk haar heel. In Jesus se gelykenisse, kom ons vat sy groot gelykenisse. Die trilogie in Lukas 15, onthou jy die 3 verlore items? Skaap, muntstuk, seun. Wanneer daai seun terugkom, vir my, ek weet, ek preek daarteen, maar as ek 'n keuse kon hê, om een vers uit die hele Bybel uit te haal, net een vers uit al 66 boeke, is dit Lukas 15 vers 20. Na my wete, die grootste teks in die hele Bybel, waar Jesus vertel hoe is sy Vader. Toe daai verlore seun terugkom, hy doen 5 dinge. Daar staan, hy het hom gesien, hy het gekyk, en toe breek God se hart. Die groot Griekse woord splagnitzomai. Dis die grootste Griekse woord vir emosie, meer as agape. Word net vir Jesus gebruik en vir God in Matteus, Markus en Lukas, en net een keer vir die Samaritaan in Lukas 10 vanaf vers 5. Net een keer word dit vir 'n mens gebruik. Paulus gebruik splagna ook vir 'n Griekse woord, waar in 2 Korintiërs ergens, in Titus dink ek, probeer nou gou onthou, maak nie saak.
Maar Jesus sê God se hart breek, splagnutsomai beteken jou hart skeur van liefde. Onthou jy, toe Jesus die malaatse gesien het in Markus 1 vers 40, het sy hart geskeur. Sy hart het so pyn gehad vir hierdie onreine, dat hy hom genees het. Onthou jy as die weduwee van Nain se seentjie begraaf, se seun begraaf word in Lukas 7, en Jesus sien daai vrou se droefheid, het sy hart geskeur. Onthou jy in Matteus 9 vers 36, as die skare voor Jesus is, en hy sê hulle is soos skape sonder 'n herder, het sy hart gebreek. Onthou jy as die daar in waar sit Matteus 18, daai blinde uitroep, hê my genade, seun van Dawid, het Jesus se hart gebreek. Onthou jy as Jesus oor God vertel in Matteus 18, sê hy soos die een wat jou biljoene rande afskryf, dan moet jy ook net 'n hart hê, dan gebruik Jesus ook splagnutsomai. Maar in Lukas 15, kyk God, en dan skeur God se hart. O, God is nie hierdie hartvogtige, kille God wat ek in die kerk dikwels gehoor het, wat dogmas uitdink wat ons moet probeer verstaan nie. En wat so maak en so maak nie. Die God van Jesus is die God met 'n hart wat lek. Ek het al baie vertel van my oupa, hy het 'n lek hart gehad. Dit was 2 Sondae terug moes ek aan Heidelberg preek, en ek vertel te vir ouens, want my oupa het daar gebly, daar die AG Visser Hospitaal. As my ouma bel, dan vra ek vir my ma, lek oupa se hart? Dan sê sy ja, dan jaag ons. En hy sê uiteindelik dood aan sy lek hart, Jesus ook, aan die kruis. Ook, sy hart lek liefde. Daar staan, God het gekyk, sy hart het gebreek, toe staan hy op, is die enigste keer in die hele Bybel wat ek weet, dat God sommer net opstaan, nee, ekskuus, in Genesis 3 het hy saam met die mense in die vers 7, het hy saam met Adam hulle gestap, maar hy staan op, dan doen hy iets ongeloofliks, die enigste keer in die Bybel, hy begin hardloop. Hy begin hardloop, God hardloop nooit. God hardloop nooit. Ek weet nie, ek het nie so godsbeeld gehad nie. Nou die dag toe ouens vir my vertel, ou vir my sê, ek buig net voor God voor niemand het, sê ek, jy het lanklaas die Nuwe Testament gelees, meneer. Jesus buig voor mense. Wat dink jy het hy gedoen in Lukas 13, toe hy die disippels se voete gewas het? Hy was op sy knieë voor sy kerk. As jy Jesus wil sien, moet jy nie opgekyk het, hy het hier onder jou gestaan, toe sê hy, hier's die voorbeeld, toe skeur my hart vir julle. Dan sê Jesus, hier het julle my voorbeeld, hy noem dit 'n voorbeeld, wel geluksalig is julle as julle dit doen. Gelukkig is julle. Nog 'n salig spreek. Nee. Makarios is julle as julle dit doen. So God kyk, God se hart breek, God staan op en hy hardloop, en as hy by sy seun kom, wat doen hy? Hy omhels hom. Daar staan letterlik in die Grieks, hy val hom om die nek, hy vang hom nie om die nek, en hy druk hom. Hy bring hom in sy spasie in, en dan soen hy hom. Staan hy soen hom. Katafileo, die Griekse woord. Ongelukkig is dit ook die soort soen waarmee Judas vir Jesus verraai het. Katafileo, die soen van liefde, van intimiteit, van nabyheid. Hy soen hom terug. Maar dis hoe God is, hy kyk anderster. Dis wat ons nodig het. Derdens, so ons sê, hy het anderster gekuier, hy het anderster gekyk, hy het anderster gedink. Derdens, hy het anderster gedink, Gideon, Joshua. Ek lees in Josua 1, wanneer hy by Moses moet oorvat. Dan sê die Here vir hom, soos ek by my knegt Moses was, sal ek by jou wees. Jy moet die woord van God vat, die wet, jy moet dit dag en nag oordink. Daarvan nie links of regs afwyk nie. So, Josua het 'n ander kyk gehad, hy het God raak gesien, hy het Jesus se kyk gehad. Hy het die kyk van die Here, hy het daai oogsalf, dis die laaste geskenk van Openbaring 3, Jesus bring wit klere, hy bring goud en hy bring oogsalf, kolurion. Hy sê, ek gaan julle oë oopmaak, ek gaan julle oë oop eet, ek het 'n mandjie kos, sodat julle oë kan oop wees, sodat julle pragtige mense kan wees. En dan derdens, soos ek gesê het, so hy het gekuier Josua, hy het gekyk, hy het gedink. Ek weet nie wat dit is nie, maar ek dink baie Christene los hulle brein by die kerk se deure as hulle by die kerk instap. Ek wil nie sterf en eendag as ek dood is, gaan sy my vrou sê, brein te koop, tweedehands laagkilometers min gebruik.
Want dis duidelik dat Paulus oor en oor sê die Here moet ons gedagtes aanraak. Laat toe dat God julle denke vernuwe, sê hy in Romeine 12 vers 1 en 2, onthou julle. Hy sê rig julle gedagtes op Christus, Kolossense 3 vers 2. Hy sê in Efesiërs 4 vers 17 tot 22, moenie soos jou ongelowiges wees nie. Hulle koppe is pap, gaan niks aan wat God interesseer nie. Laat toe dat jy 'n vars kreatiewe kop het om te dink. Oordink my woord, nie lees dit nie, oordink dit. As jy gelees het, was dit stap 1. As dit in jou kop bly, is dit die plek. As die woord in jou gedagtes is. As jy saam Psalm 119, as hy in vers 68 bly, God is goed en hy doen goed, en hy daarvan af vers 89 af begin uitroep oor en oor, dat ek in die nag wakker lê, want die woord, waarmee ons begin het, die woord druk my, om u te oordink, om u te eet, om meer van u in te neem. My grootste vreugde is as my een groot vriend, Rudolf Botha my bel, hy is by Oosterlige leier, leraar, en Rudolf het daar in Nijmegen, toe ek daar dosent was, sy proefskrif by ons gedoen oor hoe om in 'n nie-Christelike wêreld te getuienis te hê. Rudolf sê vir ons dat die Bybel die beste ken wat ek ken. As Rudolf my bel en hy noem my altyd Chief, hy sê Chief, kan ek kom kuier? En as 5 ure verby is, hy bring sy Griekse Nuwe Testament en dan sit ons. En gister het ek gou met hom gepraat, Oosterlige gemeente het ook 'n kamp. En as ek Rudolf sien, as ek sien hoe hy sy personeel toerus, toe hy by daai gemeente gekom het, was hulle in moeilikheid, en Rudolf het die woord gaan neersit. Ek vra hom nou dag, Rudolf, wat doen jy? Nou lag hy, sê, Chief, dis mos eenvoudig, dis net die Bybel. En ek sien wat gebeur as mense die woord begin oordink. Ek sien wat dit aan Luther gedoen het. Ek sien wat dit aan elke Christen doen, wat deur die woord gegryp word. Toe ek 'n jong ouetjie was, in 1995, ek het 1990 so op 30, ek weet nie wat die kerk oorgekom het, of die universiteit nie, daar was seker 'n afmiddag in die broederbond het geslaap, want ek was nooit eene nie, het ek, as ek toe as 'n jong prof by Tikkies aangestel, en ek het ook nie 'n predikantsfamilie nie, en ek was ook nie in die enige Afrikaanse ding nie, niks teen die broeders nie, my pa en al my vriende is broeders, ek wil sê salig is julle, maar ek was nie, maar, ek het nou seker die jong prof, en ek lees, nou moet ek vir studente Nuwe Testament leer. En ek dink een aand, een van my dogtertjies sê vir my daai tyd, papa, die Bybel is so moeilik, en ek dink God het bedoel dat kinders dit verstaan. En ek sê vir my kollega Jan van der Walt, Jan, ons moet die Bybel vertaal dat kinders dit verstaan, soos God dit bedoel het. En hy sê, emmer, daar's net, jy gaan nou op afpop se stoepe dans. En ons vertaal Matteus, en ons gee dit vir Koem, hy het nou al afgetree, Chris Johnson, aan wie Christian Aart en Koem behoort, en hy sê, hulle sal ons doodmaak, hy sê nie, ek weet, maar ek sterf liewers met integriteit, as dat ek swyg. En toe hy dit gelees het, sy vertaal, en ons vertaal toe, en dit word die boodskap. Die boodskap is tot vandag toe op die U-app, uit al baie 7 syfer getalle verkoop, maak nie saak nie. Maar onthou ek dit vir my 2 dogters vertaal, dat hulle die Bybel kan lees. Ons het al die verse uitgehaal, Prof T.T. Kloete het nog die eerste proeflesing gedoen vir ons, ek onthou. En ons het die verse uitgehaal, want verse kom uit die 16de eeu uit, en hoofstukke uit die 13de eeu, maar later onder druk het teruggesit, en vandag sê het gratis lees, Koem het hom nou, weet nie vir hoeveelste keer al herdruk nou die dag nie. Maar ek onthou, in daai tyd, toe ek in die moeilikheid, ek is toe by die NG Kerk, kan jy glo, Klaas en Node my aan, dat ons die Bybel vertaal, kan jy het glo, in elk geval, is interessant. En hulle vra toe vir my, toe ek voor die synode staan, nou, wie het vir my toestemming gegee? Ek sê ek self. Ek is maar daai soort wat, as ek glo is reg, dan doen ons dit. As ek moet wag vir 'n kommissie, gaan ons die wederkoms ons eerste tref voor iets. Ek is nie moedswillig nie, maar wanneer ek iets weet, as ek dit deurdink het, gaan meer tyd, want almal glo, ek het genoeg studies in my lewe daaroor gelees. Ek moes ook leierskap toeseer in Holland en in M-programme aanbied. Ek het dis 'n ander belangstelling om op leierskap te lees. Ek ken genoeg leierskapstudies wat sê langer tyd maak nie beter besluite nie. Dis nie die kerk wat bang is om besluite te neem, dink ek. Wat maak hulle altyd nog tyd wil hê, nog inligting. Inligting verander nie jou nie. Dis wanneer jou hart verander, wanneer jy verander. Ek kan vir jou nog 200 stukkies nuwe inligting gee oor elke nuwe debat. Ek weet in die NG Kerk hoe dit gaan. Ek ken hulle debatte, ek ken al daai gesprekke. Sê ek vir hulle ouens, julle kan nog 'n synode hou en nog goeters op die tafel sit. Doen wat reg is. Maar dis 'n ander gesprek. So, en God dank, dit het toe nou nie geslaag die ouens se aanklag nie, maar ek het daar by die synode vertel. Dit het trouwens so goed gewerk dat die synode van Suid-Transvaal van die NG Kerk die boodskap daai tyd goedgekeur het se amptelike vertaling.
Maar dis nie die punt nie. Die punt is, ek onthou dat 'n vrou vir my skryf, haar man is 'n politikus en hy het tot bekering gekom deur uit die boodskap gelees. En sy ken nie haar man nie. Dis alwaaruit hy lees. En dis nie ter saake nie, maar ek het 'n lang pad geloop met hom Pik Botha en ek het hom ook begrawe. En ek weet wat so rol die boodskap in sy lewe gespeel het. En ek weet van ons laaste gesprekke oor die Here. En om Adrian Vlok, ek moes hom ook begrawe, wat 'n paai die woord van die Here geloop het. So ek weet een ding, as jy hierdie woord vat en jy sit hom in jou kop en jy oordink dit, jy hoef niks te onthou nie. My oupa het start 4 gehad, maar hy het die woord geken. Daar's 'n mynwerker. En die laaste ding, so hy het geleer om te kuier, geleer om te kyk, hy het geleer om oor die woord te dink, en heel laaste, en dis baie kortliks, hy het bely. Daarmee gaan ek afsluit. 110 staan Josua in Josua 24 vers 15 voor sy volk en sê, ek en my huis sal die Here dien. Hy hoef dit nie op 110 te gesê het nie, almal het geweet. Hy het 'n lewe gehad. Hy was soos Daniël, vir 20 jaar, he stayed the course, hy was getrou. Maar op 110 voor hy sterf, ek en my huis sal die Here dien. Kosbare vriend wat 'n ruk gelede gesterf het, vra, wat moet ek doen om 'n nagedagtenis vir my huis na te laat? Ek sê, bely wat Josua bely het. Ek en my huis sal die Here dien. Hulle kan my skiet en slaan en my alles vat, maar ek sal by die Here staan. Ek sal staan en ek sal val vir Christus. Want sy gees het my lewe gegryp. So het ek die geheim, hoe skuif jy van 'n wêreld van verwonding na verwondering? Jy kuier saam met die Here. Jy kan nie wag vir geleenthede nie. Jy kyk tot jy Christus raak sien in elke mens. Jy hou aan kyk, totdat jy daai vrou agter haar sonde sien, hier's 'n vrou, tot jy daai verlore seun sien, hier's 'n stikkende mens. Jy hou aan kyk. Derdens, jy dink oor die woord, soos Numeri 13. Jy dink jou lewe lank, is die woord voorgrond. So jy dink deur die woord, soos jy eerste dink jy eerste aan die Bybel. Die Bybel is nie 'n go-to boek soos in die kerk nie. En dan laastens het jy hierdie belydenis. En hiermee sluit ek af. Ruk gelede, ek is regtig nie in enige leierskap nie, NG Kerk nie, maar hulle betrek my baie en nou vra een van die kommissies of ek vir hulle, wat noem hulle dit, 'n spesialisverslag sal skrywe oor saam bly of iets. Ek vra vir jou, het jy jou pen by jou? Ek sommer nou vir jou gee. Hy sê, hoe bedoel jy? Ek sê, ek hoef nie te, hier is die verslag, moenie. Ek sê, wie is ou 40 jaar in die kerk sit en dis 'n vraag, dan moet ons met die dominees gaan praat. Wat leer hulle vir mense? Wat is die woord wat mense in hulle harte dra? Nou eendag by 'n sinode van die kerk gesê, ouens, dis vir my vreemd en ek verstaan dit. Ek moet hiernatoe kom om die woord, dis my asof die Bybel 'n toeboek is, dan sal iemand by 'n sinode dit oopmaak. Dis nie verwytend nie, soos die Gideons Bybel. As jy gou 'n paar tekste wil soek, vergeet die res van die Bybel, hier's vir jou 'n paar tekste. Ek weet dit word nie so bedoel nie, ek's mal oor die Gideons. Ek het laas jaar by hulle gepraat, so ek bedoel dit nie as 'n verwyt nie. Maar die Bybel word so 'n boek, jy vat 'n vers en hardloop. Jou gunsteling vers en hardloop. Maar as jy uit die Bybel uit leef, as Markus op jou afgedruk is. Ons kan almal doen wat professor Anna Neethling-Pool gedoen het. Sy het die Lukas Evangelie uit haar kop geken. Sy het sê, gaan een boek baas raak. Verlede jaar vra 'n vriend vir my, wat kan hy doen om geestelik te groei? Ek sê, ek maak met jou 'n deal, met die Bybel leer. Ek sê, een keer 'n maand reël jy ete, dan kan ek ook lekker eet, en ek kies die restaurant, en dan praat ons oor die Markus Evangelie. Stap ons deur die Markus Evangelie, al 16 hoofstukke. Dit sal jou lewe verander. As jy uit Markus uit kan begin dink. As jy dink as jy huweliksprobleme het of moeilikheid van iemand het, hoe het Jesus in Markus 10 gedoen? As ouens oor die Sabbat beklei wat niemand dink uit Markus uit nie, hoe het Jesus in Markus 2 en 3 oor die Sabbat gedoen? As jy wonder oor hoe lyk disippelskap, kan jy Markus 9 ken wat dit is om 'n kruis te dra. As jy wonder wie is Jesus, kan jy Markus 8 en 9 en 10 saam met Jesus in hierdie tyd stap. As jy weet hoe lyk die laaste week, kan jy saam met Markus 11 en verder stap. Jy kan elke geestelike vraag antwoord uit die Bybel as dit afgedruk is op jou. So geliefdes, dan mag die verwondering terugkeer. Mag ek weer sê saam met die psalmskrywer, ek lê in die nag wakker oor die Here. Nie soos Psalm 77 waar Asaf sê ek dink dit verander nie, maar soos Psalm 119.
Here, ek kan nie genoeg van U kry nie. Ek kan nie genoeg by U tafel sit en die rykdom van die skatte van die Here raakloop nie. Dankie Here dat ons in hierdie tyd, hierdie oggend oor die woord kan gesels. Skryf die woord opnuut in ons harte. Blaas dit deur die Gees se vuur aan. Amen.